God is lief vir mense wat ek en jy nie kan verdra nie. Dis idee 34. En al hierdie belangrike dinge staan in Handelinge 10, wat 'n verskriklike belangrike boodskap in die Bybel is. Want dis die boodskap waar die evangelie die eerste keer na heidene toe gegaan het. Nou onthou nou, in die middeleeue, as daar twee leers, twee vyande teenoor mekaar gestaan het, dan was daar een persoon wat die ander leer uitgetart het. So hy het 'n vlag geswaai, veral 'n rooi vlag, hy het opgestaan, wat hy eintlik nie mag gedoen het nie, maar die oomblik as hy opstaan, dan sien hy nie net 'n stukkie van die leer hier voor hom, hy sien op die periferie, sien hy ook honderde, selfs duisende soldate. En in die aard van die saak het dit hom bang gemaak, maar hy mag nie gereageer het asof hy bang is nie. Want dit was twee mense, twee leers wat teenoor mekaar gestaan het en wat uit die aard van die saak daar was om oorlog te maak. Hulle was vyande. Het is vandag ook maklik om vyande te maak, hè? Sjoe. Ek poog in my lewe om nie vyande te hê nie. Maar soms is dit maar net so dat almal nie noodwendig van jou hou nie. Ek weet nie of jy beleef ook jy het 'n vyand of wat in jou lewe nie. Nou Kornelius het beleef dat hierdie twee godsdienstige praktyke, dit was die heidene en die Jode, hulle het teenoor mekaar gestaan. So in daai tyd was jy of in of uit. Of jy was 'n Jood, of jy was 'n heiden, maar jy kon nie beide wees nie. En toe praat God met hierdie man met die naam Kornelius. Hy het in Caesarea gebly. Caesarea is 'n wonderlike stad. Ek is mal oor Caesarea. Baie keer as ek daar kom, dan is dit die plek waar ek beleef, Paulus het op die bote geklim, op die olyfhoutbote, en die evangelie is uitgevoer na Klein-Asië toe. Dis 'n wonderlike plek. Herodes het daar gebly. Een van sy paleise was daar. Pontius Pilatus was daar. En hierdie man, Kornelius, hy het ook daar gebly. En Kornelius was 'n Italianer, maar hy was 'n Romeinse soldaat, 'n Romeinse offisier. Maar hy was nougeset. Hy het met God gepraat. Maak seker jy gaan lees Handelinge 10, want God stuur toe 'n boodskapper na hom toe en sê vir hom, Kornelius, weet jy wat moet jy doen? Jy moet iemand stuur na 'n man met die naam van Petrus. Hy bly in Joppe. En daai selfde nag, toe die boodskapper na Kornelius toe gekom het, het Petrus gedroom. Hy het 'n visioen gekry. So hy het 'n beeld gekry, hy het 'n blik gekry terwyl hy geslaap het van 'n laken, en daar's 'n klomp diere op, en vir hom was dit half onverklaarbaar, want die laken het vuil geword, maar dit was 'n skoon en 'n wit laken. En die volgende oggend, toe is daai 3 boodskappers van Kornelius klop aan Petrus se deur en sê, hoor hierso, ons wil graag hê jy moet saam met ons gaan na ons heer toe. Sy naam is Kornelius. Hy is 'n Romeinse offisier en hy het gevra, asseblief, hy soek jou. Hy sê hy het 'n boodskap van God afgekry. Joppe. Joppe is 'n belangrike stad gewees. Julle weet wat het daar gebeur, né? Jona het daar op die skip geklim. En op daai selfde plek was hy ongehoorsaam en uiteindelik het die vis hom ingesluk. Joppe, plek waar Petrus gebly het op daai stadium. Maar Petrus was gehoorsaam. Toe gaan Petrus na Kornelius se huis toe. En vir die eerste keer het Kornelius en sy gesin, en daar staan, hy het sy vriende en familie, waarskynlik sy bure, mense in die omgewing, het hy na sy huis toe geroep. Ek glo dat huis het oorgeloop, want vir die eerste keer hoor hulle, hier's 'n man van Nasaret met die naam van Jesus. Hy het aan 'n kruis gesterwe, hy vergewe hulle sonde, hulle kan 'n nuwe lewe kry. Hulle moet hom volg, en dan word hulle disippels genoem. Daai dag gebeur daar iets wat opgeteken is in die geskiedenis van die wêreld. Kornelius en sy gesin is die eerste persone wat vyande was van die Jode, wat vyande van God was, wat heidene was, wat nie in Jesus geglo het nie, wat daardie dag in Jesus begin glo het.
En toe gaan Petrus se oë ook oop. Petrus klik toe. Hoor jy, dis nie net die Jode wat in Jesus kan glo nie. Nee, die heidene kan ook in hom glo. Die evangelie is vir almal bedoel en hulle kan ook die Heilige Gees ontvang en hulle kan ook gedoop word. Dit staan net so in Handelinge 10. En toe Petrus se oë oopgaan, want hy was altyd teen die heidene, toe besef hy, die hemel is oop vir almal. Die hemel het nie kultuurgrense nie. Die evangelie het nie grense vir agtergrond nie. Ek onthou, ek sit diep in Botswana, paar jaar terug, op 'n sending uitreik. En ek help 'n oomie van 83 jaar om by Jesus uit te kom. Hy sê, hy het die naam Jesus gehoor toe hy so 7 of 8 jaar oud was, en nou hoor hy dit weer vir die eerste keer. En hoe groot trane drup in die sand, sy trane en my trane, toe ons vreugde het in die feit dat hy nou Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het, en ek besef, nie 'n kultuur staan in die evangeliese pad nie, nie 'n agtergrond staan in die evangeliese pad nie, nie 'n taal staan in die evangeliese pad nie. Die hemel is oop vir almal. Daarom, kom ons verwelkom verlorenes in ons gemeente. Ons verwelkom ander tale, kulture in ons gemeente. Want die hemel is oop vir almal en almal het die reg om die evangelie te hoor. En ek en jy, ons is ook op 'n stadium in ons lewens verlore. Maar ons weet, God het mense lief wat ons nie noodwendig van hou nie. Maar omdat hy hulle lief het, kan ons hulle ook lief hê. Kom ek en jy klim oor taalgrense, oor kultuurgrense, oor agtergrondsgrense heen. Kom ons klim oor daardie uitdagings om met alles wat in ons is, die evangelie van verlossing en van vrede by mense se harte uit te bring, want die hemel wag vir hulle. Die hemel wag vir jou ook. Maak seker dat jy aan Jesus behoort. Geniet Handelinge 10.